In ons vorige podcast het ek bietjie gesels oor tasbare suksesse, maar ek dink daar's niks so tasbaar soos wanneer jy in iemand se sak raak nie. So die Mosselbaai munisipaliteit beplan binne 'n langtermyn finansiële strategie of 'n plan. Een van die beleide wat ons byvoorbeeld volg, is die feit dat ons slegs geld leen vir inkomste genererende projekte. Maar dit is net 'n grondbeginsel, daar's natuurlik verskeie ander bepalinge binne die plan. So ons is baie gesteld op die finansiële volhoubaarheid van Mosselbaai en vir daai rede het Mosselbaai nou al verskeie jare ook die toekenning gekry as 'n finansiëel baie stabiele munisipaliteit. Maar soos jy ook weet, is daar verskeie uitdagings in ons dorp en is daar baie mense wat moontlik sukkel om te betaal en nie kan betaal nie. Op hierdie stadium is dit 'n uitdaging en is ons betaalkoers af van waar dit voor COVID rondom 98% was, is ons op hierdie stadium rondom 96% en ons werk baie hard om daai betaalkoers op te kry. Vir elke persentasiepunt wat ons minder inkomste genereer, verloor die raad in terme van inkomste bykans R1 miljoen per maand. Ek kan net noem dat ons totale munisipale begroting is oor R2 miljard. So daar is uitdagings in terme van invordering van arm huishoudings. Ek moet ook noem dat in terme van ons nasionale belasting, nie die munisipale belasting wat bestaan uit eiendomsbelasting en nie belastings vir u dienste nie, of dienstegelde. Die nasionale belasting wat betaal word daar van daai geld toegeken aan die wat ons noem die equitable share. En uit daai equitable share word daar dan befondsing beskikbaar gestel aan munisipaliteite, gekoppel aan die hoeveelheid inwoners in jou dorp en die hoeveelheid, daar's verskillende faktore waarop daai formule gebaseer word. Maar daai grant funding word dan basies aangewend om voorsiening te maak van hulp vir jou deernis huishoudings. Wat ons wel sien, en dit is ook een van die redes hoekom ons betaalkoers agteruit gaan, is dat daar voortdurend mense is wat sukkel om te betaal. En vir daai rede het die raad 'n besluit geneem waar ons gekyk het hoe kan ons deernis en kredietbeheer opknap. Hoe die beleid gelees het was dat ons basies wanneer 'n persoon agterstallig raak, die kragverkope of die diensteverkope geblok het. Water mag jy natuurlik nie totaal blok nie, so dit word op drip geplaas wanneer iemand nie betaal nie. Ek moet ook eers sê dat die idee is dat almal regverdig behandel word en dat almal 'n bydrae lewer en dat almal betaal vir hulle dienste. So daardie beleid het ons aangepas vir verskeie redes. Een van die grootste redes is die menslikheidsfaktor. Die volgende rede is dat wanneer jy iemand se krag blok, hy moontlik gaan peter of gaan krag steel. En natuurlik derdens die feit dat jy daai persoon totaal verhoed om enige aankoop te maak by die Mosselbaai munisipaliteit. So ons het die beleid verander en waarop dit dan nou neerkom, is dat jy, as jy 30 dae agterstallig is, daar 55% van die skuld verhaal word met enige aankoop. By 60 dae is dit 70% en by 90 dae is dit 85% wat dan verhaal word. Dit is weer eens 'n tasbare bewys dat ons omgee vir ons gemeenskap, maar dat ons ook verantwoordelik probeer optree en sodoende seker maak dat ons almal dieselfde behandel, oor dieselfde kam skeer en dat almal 'n bydrae maak tot ons mooi ikoniese Mosselbaai. Net so bietjie meer as 'n jaar gelede het ons elkeen nog beerdkrag ervaar en die enorme frustrasie rondom dit. En soos wat alle huishoudings probeer plan maak het om volhoubare energie te bewerkstellig en seker te maak dat jou ligte aanbly, het ons as raad dieselfde gedoen en het ons begin kyk hoe kan ons energie volhoubaar voorsien, veral in ons infrastruktuur, sodat ons kan seker maak dat ons belangrikste dienste soos water en rioolnetwerke aangeskakel bly. En vir daai rede het ons lenings uitgeneem, soos wat meeste ander huishoudings ook maar geld moes gaan leen, om sodoende solar infrastruktuur en batterye te investeer, so het die raad presies dieselfde gedoen. U sal weet dat die raad baie afhanklik is van energieverkope, en dit is dus vir ons ook baie belangrik om te sien hoe ons goedkoper energie kan kry, om sodoende ook in die toekoms daai besparing deur te gee aan ons inwoner. So op die 5de November stuur ons eerste projek wat afgehandel is, ons skakel hom aan, ons stuur hom van stapel
en dit is 'n 2 MVA solarplaas met so 4400 sonpanele net buitekant Hartenbos, by die Hartenbos rioolwerke skakel ons aan, met 'n batterykapasiteit van 4512 kilowattuur. So dit is 'n sonplaas met battery rugsteen, sodat wanneer ons in die toekoms moontlik weer enige beurtkrag ervaar, dat ons daardie eenheid kan aanhou, maar die idee is ook om te kyk hoe ons basies, wat ons noem mini-grids, kan begin vestig en sodoende hopelik in die toekoms dan die omgewende, die huise in die nabye omgewing ook dan van energie te kan voorsien. So ons is baie trots op die projek wat 112 miljoen rand gekos het. Ons behoort daardie geld binne die volgende 6 jaar weer te verhaal. En dan het ons ook 'n toekenning gekry van die IMEU. Dit is basies 'n ingenieursfakulteit of liggaam waaraan munisipaliteite behoort, en het ons dan 'n toekenning gekry vir hierdie ingenieursprojek wat suksesvol uitgerol is. Dan 'n volgende tasbare ook sonplaasprojek sal ons eersdaags dan ook van stapel stuur, en dit is om ons bulkinfrastruktuur of ons grootmaatdienste in Grootbrak en in Kleinbrak te rugsteun. Die projek is bietjie meer werd, dis 'n projek van 143 miljoen rand, dit is ook vir 'n 2 MVA sonplaas dan met battery rugsteen. Die projek is wel duurder omdat daar kabels aangelê moet word vanaf Grootbrak, waar die sonplaas langs ons rioolwerke daar gaan gebou word. So daar moes allerhande swaar vragkabels aangelê word na Kleinbrak waterwerke, wat basies sal beteken dat beide daai grootmaatdienste dan sal aanbly, en wat effektief beteken dat dit dan nog net die Pinnacle Point aanleg is, wat nog nie volhoubaar dan kan aanhou werk nie, en dit is natuurlik iets waar ons moontlik in die nabye toekoms sal kyk. Ons volgende tasbare projek is dan 'n 143 miljoen rand belegging, ook in sonkrag, energie of infrastruktuur, en die idee is dat ons dan die Grootbrak rioolwerke en die Kleinbrak watersuiweringswerke ook basies dan volhoubaar sal kan aanhou, en daardie projek is ten waarde van 143 miljoen rand, dis duurder as die projek in Hartenbos, en die rede daarvoor is dat daar kabels aangelê moes word van die sonplaas wat net buite Grootbrak gebou sal word. Daar het reeds grondwerke of grondverskuiwingswerke begin, en daardie projek sal dan eersdaags oorgaan na die konstruksiefase. Ek hoop jy vind waarde in hierdie inligting en in die gesprek, en ek dink ons probeer maar net bewys dat van Mosselbaai munisipaliteit se kant is ons ernstig oor ons finansies. Dis vir ons belangrik dat ons almal in ons dorp op dieselfde manier hanteer, dat ons almal respekteer, en dan ook dat dit baie belangrik is dat ons volhoubare infrastruktuur en dienste lewer aan ons gemeenskap. Volgende keer gesels ek bietjie meer met u ook weer eens oor finansies, aangesien dit so belangrik is, en iets wat ook baie belangrik is, en waaroor ons almal baie keer bekommerd is veiligheid. Sien u volgende week. Dit was dan Direk met Dirk. Dit was lekker om met u te gesels. Ek hoop u vind waarde in hierdie gesprek en die inligting wat ons met u deel. Ek hoop dat ons kan wys dat ons omgee vir ons finansies, dat ons omgee vir ons gemeenskap, dat ons almal dieselfde wil hanteer, maar dat ons ook langtermyn beplan en infrastruktuur uitrol tot voordeel van ons gemeenskap. Volgende week gesels ons weer oor finansies, omdat dit so belangrik is, en iets wat ook ons almal se lewens raak, en dit is veiligheid. Sien die volgende week.